Bybelverhale kry lewe. Die roeping van Abraham. Baie jare na die groot vloed, het die aarde weer vol mense geword. Mense het nuwe dorpe en stede gebou. Maar baie van hulle het vergeet van God wat Noag gered het. Hulle het afgode van hout en klip gemaak en dit aanbid. Hulle het nie meer op die Here vertrou nie. Maar God het nie sy plan vergeet nie. Hy het beloof om die wêreld te seën. Uit Noag se familie is daar later 'n seun gebore in 'n stad met die naam Ur. Die seun se naam was Abraham. Abraham het groot geword in 'n stad waar mense valsgode aanbid het. Oral was daar beelde van afgode. Maar Abraham het nie hulle aanbid nie. Hy het net na die stem van die ware God geluister. Abraham het later getrou met 'n vrou. Haar naam was Sarai. Hulle het mekaar lief gehad en saam met hulle God gedien. Hulle wou 'n lewe leef wat vir God bly maak. Eendag, terwyl Abraham stil was en gebid het God met hom gepraat. Los jou land, het die Here gesê. Los jou familie en jou huis. Ga na die land wat ek vir jou sal wys. Ek sal jou seën. Ek sal jou nageslag baie groot maak. En daar sal al die mense van die wêreld geseën word. Abraham het nie geweet waarheen hy moes gaan nie, maar hy het God vertrou. Hy het sy goed gepak. Sarai, sy neef Lot en al hulle dienaars het saam met hulle gegaan. Hulle het hulle tente en al hulle diere saamgeneem. En Abraham was gehoorsaam. Die reis was baie lank. Soms was dit baie warm in die dag en bitterkoud in die nag. Hulle het vir 'n tyd lank in 'n plek met die naam Haran gebly. Daar het Abraham se pa gesterf. Abraham was so hartseer, maar hy het steeds op God vertrou. Toe het God weer gesê, gaan. Weer was Abraham gehoorsaam en hy het gegaan. Abraham het verder gereis na die land Kanaan. Dit was 'n mooi land met heuwels en mooi groen velde. Toe hulle daar aankom, het God gesê, eendag sal hierdie land aan jou kinders behoort. Abraham was sommer baie bly. Hy het 'n altaar gebou en God gedank. Maar dinge het nie altyd maklik gegaan nie. Daar het 'n droogte gekom. Dit het nie gereën nie. Daar was min kos en die mense en die diere was honger. Abraham het besluit om na Egipte te gaan, waar daar kos was. Op pad het Abraham baie bang geword. Sarai was 'n baie mooi vrou. Hy was bang iemand sou hom seermaak oor haar. Omdat hy bang was, het hy nie die volle waarheid vertel nie. En dit was 'n groot fout. In Egipte is Sarai na Farao se huis geneem. Abraham was baie bekommerd, maar God het Sarai beskerm. Farao het besef iets is verkeerd. Toe hy die waarheid hoor, het hy vir Abraham gesê, jy moes nie gelieg het nie. Abraham het geweet hy was verkeerd, maar God was genadig. Sarai is veilig teruggegee. Niks slegs het met haar gebeur nie. Abraham en sy familie het Egipte verlaat en teruggegaan na Kanaan. Abraham het weer by sy altaar gaan bid en hy het God gedank. Hy het iets belangrik geleer. Wanneer ons bang word en nie op God vertrou nie, kan ons verkeerde dinge doen. Maar wanneer ons op God vertrou, gee hy vir ons vrede. God het nie op Abraham opgegee nie. Hy het aanhou om Abraham te lei. Hy het sy belofte gehou, want God is altyd getrou. En hy help mense wat hom vertrou.
selfs wanneer hulle foute maak.